Goeiedag aan almal daar buite. Wat 'n wonderlike voorreg om weer 'n program op te neem en met julle te deel. Goeiemôre van Ansie Smit. Yvonne Bescheidenheid, goeiemôre. Ons hoop julle gaan hierdie lering saam met ons vandag geniet. Ons gaan 'n bietjie praat oor Psalm 91. Psalm 91 is ook bekend as 'n beskermingspsalm. Dit was geskryf deur Moses, Psalm 90 en 91, in die begin van die 40 jaar in die wildernis. Hierdie psalm was nie net vir die volk nie, of vir pastore of leiers nie. Ons kan dit toepas op elkeen van ons lewe, elke dag. Ons kan dit toepas, dit kan ons bemoedig, versterk, vertroos, om ons geloof te bou, en net om aan te hou en uit te hou, totdat ons antwoorde kom. God wat weet, wat aan elkeen van ons lewe aangaan, voorsien en antwoord in sy groot liefde. Ja, as ek terugdink aan my eie kinderjare, het ek eintlik groot geword met Psalm 91, om het elke aand te lees. My Bybel los ek ook elke aand oop. Ek sê nie, julle moet dit doen nie, dis maar net iets waarvan ek hou. So elke aand los ek my Bybel oop op Psalm 91, hy is eintlik al so geel. En sonder dat ek bewus was daarvan, het eintlik al my kinders dit gedoen, en my susters se kinders, en hulle doen dit ook. So dit het 'n gewoonte geword, maar tog nie net iets wat ons aframmel elke dag nie, want ons weet nog steeds, die beskerming van die Allerhoogste is daar waar ons moet skuil. Ek onthou goed in die tyd in die COVID-periode het ons regtig nog meer Psalm 91 op onsself toegespits. Jy weet, ons almal bevind ons soms in 'n plek waar ons bietjie angstig is, waar ons beskerming nodig het. Is dit in jou huwelik, in jou finansiële stand, is dit oor jou kinders, waar het jy ook al hulp nodig is. Alles kan jy kry in Psalm 91. So die skrywer, Moses, het geweet met watter probleme hom in die gesig staar, watter probleme die volk in die gesig staar, want almal was net gewone mense soos ek en jy gewees. Dwars deur die psalms verwys God na homself met titels soos ons toevlug, ons sterktoring of ons plek van veiligheid. As jy jouself in 'n tyd bevind wanneer jy in sy beskerming soek, soos 'n liefdevolle Vader, bied hy vir jou die geleentheid om in gebed uit te roep en hom te vra om tot jou redding te kom. Vandag gaan ons gedeelteliks deur Psalm 91 werk, en ons gaan vir julle 'n voorbeeldgebede gee vir elke psalm. Psalm 91 vers 1 lees dan so: Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Nou kan ons so bid: Vader, ek loof U as die Almagtige God. Dankie dat ek nie net na U kan hardloop vir skuiling nie, maar ek kan kamp opslaan, gemaklik raak en rus in die skaduwee van U kragtige beskerming. Help my asseblief om so na aan U te kom, dat geen vyand dit waag om nader te kom terwyl ek in U skaduwee rus nie. Help my om vrede te vind in die nabyheid van U magtige teenwoordigheid. So ons moet onsself alreeds kan sien in die beskerming van die Allerhoogste, naby hom, want net soos 'n hen haar kykens toemaak en beskerm, so maak die Vader ons ook toe. So ons moet dit ervaar en ons moet dit so sien wanneer ons dan hierdie vers 1 lees. Ja, as ons dan kyk na vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Wat hier uitstaan is die sê, so ons moet dit elke dag, hierdie beloftes oor onsself, ons kinders, ons kleinkinders bid. Ons kan dit ook oor ons volk, ons nasie, ons regering bid. En dis 'n wonderlike belofte dat God sê, ek is julle toevlug. Wat jou ook al in die gesig staar, storm, siekte, omstandighede, God is jou toevlug en jou bergvesting. Hy is jou hulp, jou beskerming. So ons kan elke dag sê, Here, dankie vir U teenwoordigheid, en dankie dat U arms om my slaan, elke keer as ek na U toe hardloop. Dit is wonderlik om te weet, dat God ons ontmoet, as ons hom aanroep, as daar twyfel is daar mislukkings in jou lewe is,
roep hierdie beloftes oor jouself. God ken ons hart, hy ken ons gedagtes, en hy sê nog steeds, ek sal jou veilig hou. Ek vertrou u met enige iets. Herinner my asseblief om altyd na u toe te hardloop in tye van moeilikheid. Baie keer is daar omstandighede, 'n storm kom, dan hardloop ons na die dokter toe, ons hardloop na die bank toe. Ons sien nie dis verkeerd nie, maar ons eerste prioriteit moet wees om ons toevlug na God toe te neem. As die omstandighede, die storm, die Goliat voor jou staan, neem jou toevlug na God toe en soek eers jou antwoord by God. En dan moet ons natuurlijk ook met vertroue na hom toe gaan, want hy sê, my God op wie ek vertrou. So ons moet met absolute vertroue, en vertroue is ook geloof, glo dat God ons sal antwoord, dat hy ons sal vertroos, dat hy sal help. As ons in die Engelse vertaling kyk, dan sê dit to sit down, to dwell, to remain, to possess a place, to settle in a sense of taking up homestead, of taking a claim. Ons almal weet, as hulle bou, dan steek hulle balkens af, om die grondgebied af te sper, en so sê hierdie vers ook vir ons, ons kan in die geestelike realm, ook in die fisiese realm, kan ons grondgebied afsteek, en dan kan ons die vyand verhoed om in dit in te kom. Ons kan dit eis as ons grondgebied. Die secret place is dan ook jou covering, jou hiding place, en ook jou defense and protection. Die dinge wat God sal doen vir ons, wat skuiling by hom vind, dit sal 'n skuilplek wees, dit sal 'n veilige hawe wees, dit sal ook jou beskerming wees. Dis beloftes van 'n ware en 'n getroue God, wat nooit verander nie. Die woordjie 2 sê dan ook sê, so ons sê deur ons woorde, en met ons woorde, daar's 'n skrywe of 'n vers wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So ons kan dadelik toepas, wat is in my hart? Hoekom spreek ek negatief? Hoekom spreek ek vrees? So ons moet absoluut kyk wat in ons hart omgaan, en dan moet ons harte vul met die woord. En die manier waarop ons spreek is vertroue, is positief, is in God se woorde. Ons spreek nie vrees of negativiteit nie, maar ons spreek wat die woord van God sê. Ja, ons sien in Psalm 91 vers 3, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Ons weet in die hedendaagse tye is daar baie pestsiektes rondom ons, maar hy beloof ons dat hy ons daarteen sal beskerm. So wanneer jy dan nou bid, kan jy die Here herinner aan hierdie belofte, want hy sê geen siekte of geen pestsiekte sal naby jou kom. Ons sal dit ook verder sien in die gedeelte. Hier kan ons so bid, Here, dankie dat u woord voorsien het om my voetstappe veilig te lei in moeilike tye, op steil heuwels en op diep valleie. Help my om die strikke van twyfel, vrees en woede te sien wat die vyand vir my langs die pad gelê het. Bewaak my hart teen enige iets wat van my vreugde en vertroue van u sou beroof. So ons moet waaksaam wees, ons moet die dinge kan sien nog voor dit naby ons kom. Ons kan nie verwag die Here moet al die werk saam doen nie. Onthou die wag op die muur. Hy is dit wat uitkyk en so moet ons ook wees. Ons moet gevaartekens sien en ons moet dit kan identifiseer en betyds kan aksie neem voordat dit nou ons tref. Ek bid dat siekte en goddelose virusse onder ons voete verpletter word in die magtige naam van Jesus moet ons bid. Wanneer dinge uitgebreek soos COVID of wat ook al, ons moet daardie standpunt invat. Soms voel 'n mens se lyf die simptome, veral in hierdie wintertyd. Voel ons die simptome van verkoues en griep, maar weerstaan dit. Sê ek weerstaan dit in die naam van Jesus. Onthou die woord sê, deur Jesus wonde is ons genees. So ons beveel dan ons liggame om in lyn te kom met God se woord en ook dan kan ons bykwoteer, maar u het gesê u sal ons red van alle pestsiektes. Ons roep u in hierdie uur aan. Hoor ons gebed, o God. Wees saam met ons in die moeilike tye. Die Here gaan nie ons verlaat nie. Hy sê in sy woord, hy begewe en verlaat ons nooit nie. So hy is met ons. Dis ons wat baie keer angstig ronddwaal
en op verkeerde paaie gaan. Kom ons toon die liefde van God en wees 'n seën vir diegene rondom ons. Onthou baie keer is mense na aan jou in 'n situasie wat jy nie noodwendig was nie en nie geken het nie. Gee daai mense oor, wees hulle naby, want môre weet jy nie waar jy jou bevind nie, dan gaan jy ook dalk staat maak om iemand wat jou arms 'n bietjie kan hoog hou. Dan sê hy verder, ek bid die magtige naam van Jesus Christus, mag ons bedek wees onder u kosbare bloed. Ons weet, die bloed van Jesus bedek ons, net soos in die tyd wat die Israeliete getrek het, voor hulle getrek het, het hulle die bloed gesmeer, en die dood het verby beweeg. Net so as ons die kosbare bloed oor onsself dek, moet hierdie siektes van ons afwyk. Psalm 91 vers 4 sê, hy sê jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Here, ek loof u vir u Vader se hart vir my. U omvou my in 'n vurige en 'n beskermde liefde. U magtige vlerke styf om my getrek terwyl die vyand teen my woed. U beloftes dra my vrees ver van my en maak my hart kalm. Hulle is my skild en my sterkte. Dankie dat u alles voorsien wat ek nodig het in tye van moeilikheid. Net soos 'n vader vir sy kinders sorg terwyl hulle nog in die huis is, so sal ons Vader in die hemel ons versorg. Ons voel veilig by ons aardse Vader en hoeveel te meer by ons hemelse Vader. Ja, as ons kyk na daai versie, hy bedek ons met sy vlerke, dan dink ons die prentjie van 'n moederhen wat haar kykinkies toemaak. Jy sien nie eers daai kykinkies nie, sy beskerm hulle, sy bewaak hulle, en sy vat hulle na die kossies toe, sy lei hulle absoluut. So, ons moet elke dag net dankie sê dat God se vlerke van beskerming oor ons is. As ons dan in moeilike tye kom, baie van ons kom in moeilike omstandighede, daar gaan 'n geliefde van jou dood, daar kom siekte, ons kan nie altyd, kry nie altyd antwoorde dadelik nie, ons kan nie altyd vir God beskryf hoe hy ons gebed moet beantwoord nie, maar ons weet dat God 'n belofte het van sy veiligheid en dat hy ons sal help, dat ons kan reken op sy kragtige en betroubare beskerming. As ons kyk na die koning Aram, toe hy besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal ek my laars slaan. As ons dan kyk na 2 Konings 6:8-20, terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal my laars staan. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op, dat hy nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daardien af. As ons dan kyk na vers 10, daarom het die koning van Israel na die plek gestuur, waarvan die man van God met hom gespreek het, en waarvoor hy hom gewaarsku het, en hy was daar op sy hoede, nie net eenmaal of 2 maal nie. Vers 11, toe word die hart van die koning Aram hierop onrustig, en hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my te kenne gee, wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? Vers 12, en een van sy dienaars antwoord, nee my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee, wat in die slaapkamer spreek. Is dit nie wonderlik dat ons hierdie belofte kan hê, dat die Heilige Gees ons sal leer, ons sal wys, ons sal waarsku, as ons net luister. Vers 13, en hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang, en daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. Vers 14, so het hy dan daarin perde en strijdwaans en 'n swaar leer gestuur, en hulle het nie nag gekom en die stad omsingel. Vers 15, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strijdwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Ja, so sien ons dat wanneer ons in wat 'n situasie is,
moet ons nie angstig wees en ons eie planne maak nie. Ons moet absoluut op die Here vertrou en ons moet nie hastig wees in besluite nie. Ons moet na die Here toe gaan en vir hom beraadslaag en vir hom gaan vra, wat is die beste? Sodat hierso is duidelik hulle gesê die koning moenie deur hierdie area trek nie, want hulle die Heilige Gees het voor die tyd ons geweet wat gaan gebeur, maar ons as mens partykeer wil ons eie kop volg en dan wil ons doen en dit gaan vir ons baie seer maak en baie skade. Hier sien ons wat hy gesê, moenie vrees nie want die Here is met ons. In vers 17 het Elisa gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Dink nou net as jy in so 'n situasie kom en jy dink jy staan alleen, maar kyk wat doen ons. As ons bid, dan gee die Here opdrag aan 'n legioen engele. Ons het al gesien, een engel slaan 158.000, so kan jy nou jou indink, wat kan hierdie, toe hy sê, ek het gesien, en hulle het rondom, met eens was daar perde en waans vuur rondom Elisa, wat sou kon gebeur het? En toe het hulle na afgekom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het daar op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Kan julle weer sien wat doen die Here? Ek weet van soveel verhale wat die Here mense met blindheid geslaan het, dat hulle sekere goed nie sien nie. Op 'n program op Kruiskyk het ons al gehoor van 'n man wat Bybels ingesmokkel het in China en elke sak was deursoek gewees, maar sy sak, die mense, die Here het hulle met blindheid geslaan en sy sak het hulle nie deursoek nie. So as jy die Here ken in sake en dan sal die Here selfs hierdie ding vir jou kan doen, hulle met blindheid slaan. Vers 9 sê, daarop sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg en dit is nie die stad nie, volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek, en hy het hulle na Samaria gelei. Vers 20, en by hulle aankoms in Samaria sê Elisa, Here open hulle oë dat hulle kan sien, en die Here het hulle oë geopen dat hulle kon sien, en daar was hulle binne in Samaria. Hier is 'n voorbeeld van geestelike beskerming wat werklik geword het. Dit het gelyk of die vyande groter was en meer mense gehad het as Elisa en sy soldate. Die Here het hom in die gees gehelp, wat hom vertroue gegee het en hom opgerig het vir latere sukses. Hy het God se beskerming getrouheid gesien as 'n wonderwerk redding uit die hemel. God beloof nie dat ons nie in moeilike bakleierery sal hê nie, of moeilike situasies sal kom nie, maar hy sê wel dat as ons by hom skuiling soek, hy ons sal beskerm en vir ons daardeur sal sorg. So ons sien dat die Here sal vir ons beskerm. Hy gaan nie vir ons noodwendig hierdie situasie laat verdwyn nie, maar hy sal ons daardeur help. Miskien het jy 'n vyand wat jou meer nodig het as wat jy bang voel. Dit kan 'n onverwagte diagnose wees van 'n siekte, of 'n kollega wat leuns vir jou vertel het by die werk, en jou tot emosionele grense druk. Maar jy moet maar net 'n paar dinge onthou oor God se belofte om jou te beskerm, ongeag hoe moeilik die situasie is, want die Here luister in die gebed, aktiveer wapens. Ja, as ons dan kyk na vers 5, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyle wat bedags vlieg nie. Baie mense so ingestel op die media, die nuus, en hulle glo alles wat daar opkom, en dan dit bevorder vrees, en baie keer praat hulle vrees, maar hier sê die Here, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg. Here, U is die magtige vredevors, omdat U getrou is oor die hemel en die aarde heers, hoef ek nie bang te wees vir enigiets in my lewe nie, of die lewens van my geliefdes nie. Help my asseblief om te onthou dat daar niks in my lewe is wat U nie raak nie, behalwe die liefdevolle doel. Dankie vir U beskerming en die gees van beskerming, die krag, die wysheid om elke uitdaging die hoof te bied. So, ons kan dit ook vir ons kinders lees, en mamas wat klein kindertjies in hulle huis het, lees Psalm 91 saans hardop oor jou kinders. Ekskuus, dat hulle verseker wees, baie kindertjies as dit donker raak, selfs groot mense, as die ligte af is en dis donker, dan is hulle bang vir die nag.
Maar as jy Psalm 91 ook bid in die aand, sal jy nie skrik vir die nag, of vir die pyl wat bedags vlieg. Vers 7 dan, al val daar duisende aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, vir jou sal dit nie aankom nie. Dit is 'n wonderlike belofte dat dinge gebeur, ons kan nie altyd voorspel of weet wat gebeur nie, maar al val daar duisende langs jou, dit kan enigiets wees, dit kan omstandighede wees, dit kan negatiewe opinies wees, dit kan dinge wees wat jou te nakom, wat jou seer maak, dan kan jy nog steeds bid en sê, ek staan op u belofte, dat selfs al val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my regterhand, dit sal nie naby my kom nie. Dikwels is daar ewels wat ons nie bewus van is nie, en wat ons aandag en ons fokus dan wegtrek van God, maar dan moet ons elke dag bely, ek plaas my hoop en vertroue in God. U is die Here, my verlosser en my God. U is my toevlug en my skuiling teen die storms van die lewe. So verklaar ek dat geen kwaad my sal oorwin nie. Ja, ons is absoluut afhanklik van die Here se beskerming. Nog meer in hierdie tyd, dink ek, as ooit tevore, want ons het te doen met 'n vyand wat rondloop, die brullende leeu, die Satan. Ons het beskerming teen hom nodig. Ons het beskerming nodig vir die mense wat daar buite is. Vir die misdaadsyfers wat so hoog is in ons land, het ons beskerming nodig. En ons weet, die Here sal ons beskerm. Ons hoef nie angstig rond te kyk nie. 91 vers 8 sê, net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Here, ek loof U as 'n regverdige regter, wat al die verkeerde dade in hierdie wêreld sien. Ons is so dankbaar dat die Here hierdie dinge raak sien, dat ons nie hoef bekommerd te wees nie, want die Here weet van dinge wat gaan gebeur nog voordat ons dit gebeur. Soms waarsku hy ons deur 'n woord, soms waarsku hy ons in drome. Ons moet net ag gee op die stem van die Heilige Gees. Dan kan ons ook bid en sê, Here, U weet hoe ander my seer gemaak het, en U weet dat ek ook nie reg teenoor ander opgetree het nie, want ons maak ook maar baie foute. Dankie dat U genade bewys aan diegene wat U liefhet. Maak asseblief my oë oop om in my lewe aan te werk en om te help om op U te vertrou wanneer die lewe onregverdig voel. Ons bid vir fisiese beskerming. Fisiese beskerming beteken nie net dat jy sal nie seer kry, dinge sal nie moeilik raak nie. Jesus het gesê, ons sal moeilike tye hê. Tog het hy die wêreld oorwin en sondeloos vir ons gebly. So kan ons moed opneem en dapper wees in die aangesig van moeilikheid, want ons is veilig by hom. Nie in die situasie nie, maar by hom. Johannes 16 vers 33 sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die waarheid sal julle verdrukking hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die fisiese beskerming kan op verskeidenheid maniere kom. Soms kan dit 'n wonderwerk wees wat jy uit gevaar het, of dit kan jou uit noukeurige gehoorsaamheid terwyl jy in gevaar is. Openbaring 3 vers 10 tot 11 sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan wegneem nie. Ons tyd het ongelukkig opgeraak, so ons gaan nou direk na die versoeke. Hoop jy bid nog saam met ons, skryf die versoeke op, en dan gaan ons volgende week aan met vanaf vers 9 en 10. Ja, as ons kyk na die versoeke, is genesings, baie mensies wat werk soek, die regering, ons bid vir ons regering in ons land, ons bid ook vir ons kerke, ons bid ook vir ons jeug, en dat weet ons asseblief van die getuienisse wat inkom, dit bemoedig ons, dit stig ons, om ook weer vir ander te kan bemoedig en ander te kan stig. So kom ons sluit dan af en ons bid. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het, om te kon hoor van Psalm 91, van die wonderlike beloftes. Dankie dat ons kan bid vir genesings. Daar is so baie mensies daar buite wat siek is. Ons vra dat U hulle sal genees, dat U genesende hand oor hulle sal hou. Dankie dat U voorsien vir ons jong mense, vir ons jeug, vir die werkloosheid,
dat die deure vir hulle sal oopmaak vir werk. Dankie ook dat ons kan bid vir ons regering, ons land en ons volk, vir Heilige Gees leiding, vir wysheid en insig hoe om ons mooi land te bestuur en te regeer. Ons bid ook vir kerke, pastore, dominees, predikers, dat hulle in hierdie tyd eenheid sal wees, dat hulle hande sal vat, dat hulle na mekaar sal uitreik en uitsteek vir liefde, vir hulp, vir genade. Dankie vir die voorreg wat ons het om koningskinders te wees en om die woord van God uit te dra. Ons vra dit als in die wonderlike naam van Jesus. En dankie ook dat ons vandag Psalm 91 oor elke kyker daar buite kan bid. Hulle kinders, hulle kleinkinders, of hulle siek is, wat hulle omstandighede ook mag wees, dat ons hierdie wonderlike beskermingspsalm oor ons kykers daar buite kan kyk. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het, en tot ziens tot die volgende keer. Tot ziens, ons gesels weer.